Op 23 Februarie 1854 kom die Oranje Vrystaat tot stand. En ons gedenk ook dan die verjaarsdag van die Vrystaatse Republiek. Nadat Sir Harry Smith die gebied tussen die Oranje en die Vaalrivier tot die Oranje rivier soewereiniteit verklaar het die Republikeinse trekkers met die steun van Andries Pretorius tevergeefs by Boomplaats in Augustus 1848 die gebied probeer herwin. Die Britse gesag is weer bevestig, maar dit is halstarrig en onwillig deur die boere aanvaar. Ook Moshes die Besotho opperhoof het in sy vyandskap met die gebied geleef en die Britse resident was Major H.D. Warden en hy het dit moeilik gevind om die Besotho se roofaanval op die blankes te bekamp. Hy het sake vir homself nog moeiliker gemaak deur hom voortdurend in te meng met die onderlinge twiste tussen die inboorling kapteins en ander stamme in die gebied. Die aansien van die Britse gesag is 'n ernstige knou toegedien toe Warden deur die Besothos in 1851 by 4 voet verslaan is. Veral omdat hy nie die steun van die boere in die stryd geniet het nie. Hierdie chaotiese toestand, wat meer Britse troepe geverg het, maar geweier is, omdat die regering in Brittanje teen verdere uitbreiding in Suid-Afrika gekant was, het tesame met ernstige probleme aan die Kaapse oosgrens die Britse owerheid laat besluit dat dit voordeliger sou wees om die soewereiniteit prys te gee. 'n Uitvloeisel hiervan was die sluiting van die Sandrivier Konvensie, waardeur die Transvaal in 1852 sy onafhanklikheid verkry het. Kommissaris O'Hagan Owen, wat die onderhandelinge gevoer het ook sake in die soewereiniteit ondersoek en eweneens aanbeveel dat die gebied prysgegee moet word indien nie meer troepe daarheen gestuur kan word nie. Sir Harry Smith het steeds wal gegooi vir die behoud van sy destydse gedagte, maar toe in die begin van 1852 deur Sir George Cathcart vervang is, was die skrif aan die muur. Cathcart was daarvan oortuig dat die Britse gesag aan die gebied onttrek moet word. Maar voordat dit geskied, wou hy die Besothos oor al hulle aanvalle op die gebied eers op hulle plek sit. Die omgekeerde vind plaas, want sy sterk mag word in Desember 1852 gevoelig by Bereaberg verslaan en hy word gedwing om 'n vredesaanbod te aanvaar. Hierop het die Britse sekretaris van staat en kolonies besluit dat die gebied aan die oorspronklike inwoners teruggegee moet word en sou dit net 'n klein klompie loyale burgers en die invloedryke Engelse winkeliers en grondspekulante wees wat die Britse vlag oor die gebied wou sien wapper. Sir George Clark is as spesiale kommissaris na Bloemfontein gestuur om die opsegging deur te voer. En in Augustus 1853 onderhandel hy met 95 gemanipuleerde afgevaardigdes wat weier om die Britse gesag prys te gee. Nuwe afgevaardigdes, 25 verteenwoordigers, word onder die republikeinsgesinde inwoners gekies, wat in die ou raadsaaltjie in St. George's Straat, waar ons hom nog kan sien, met Clark onderhandelings voer om die gebied oor te neem. Tot op die laaste het die Engelssprekenders bly protesteer. Selfs Dr. A.J. Fraser en Dominee Andrew Murray is vir die doel na Engeland gestuur. En so hewig en luidrigtig was die teenstand dat die finale ondertekening van die Bloemfontein Konvensie in die Britse resident se woning, Green Lodge, naby die ou raadsaaltjie moes plaasvind. Die ondertekening van die konvensie op 23 Februarie 1854 het die totstandkoming van die Oranje Vrystaat beteken en kon J.P. Hofman as waarnemende staatspresident op die dag verklaar. Landgenote, medeburgers, die dag van heden was een der zeldsame, indien nie die enigste in die wêreldgeskiedenis en voor ons de geboortedag onze onafhanklikheid, wat wij op denzelfden werden verkregen wij ongevraagd, terwijl andere volken voor de dierbaar kleinood jaren strijk en stromen bloeds opofferen, ontvingen wij door slechts te nemen wat ons aangeboden werd. Omdat die Afrikaners nog oor min politieke kennis en ervaring beskik het, is die taak van 'n grondwet aan die Nederlandse onderwyser Jacobus Groenendaal toevertrou. Groenendaal het as leidraad die Amerikaanse grondwet van 1787 gebruik. Voorts het hy hom verlaat op die ampte en politieke instellings wat die voortrekkers sedert 1836 self geskep het.
Die Volksraad, wat deur die stemgeregtigde burgers aangewys is, was die vernaamste bestuursorgaan. Groenendaal het in sy konstitusie ook gesorg vir 'n amp, wat in die geskiedenis van die Afrikaanse volk totaal nuut was. Dit was die van staatspresident wat deur die burgers aangewys is, en wat aan die hoof van die uitvoerende gesag gestaan het. Hierdie amp het Groenendaal aan die Amerikaanse grondwet ontleen. Vryheid, republiek, president. Saam met hierdie woorde 'n drietal gevorm wat die politieke denke van ons volk diep beïnvloed het. Die regspraak is aan 'n regbank toevertrou. Die gemeenereg in die Vrystaat was die Romeins-Hollandse reg. Onder hierdie konstitusie, wat min veranderings ondergaan het, is die Vrystaat van 1854 tot op 31 Mei 1902 bestuur. Hierdie uitsending is saamgestel deur Sierra Victor. Staan vas in geloof, staan vas in identiteit.